In hierdie video gaan ons in meer diepte kyk na die reguit lyn. Vir die reguit lyn is die standaardvorm y gelyk aan mx plus c. Die m en die c waarde dui vir ons die tipe transformasies aan wat hierdie grafiek ondergaan. Kom ons begin by die moedergrafiek van die reguit lyn, y gelyk aan x. Hierdie vergelyking dui vir ons aan dat die koördinate oral op hierdie lyn se y-waarde gelyk is aan die x-waarde. Kom ons kyk wat gebeur as ons nou daardie m-waarde, wat op die oomblik 'n 1 is, verander. As ek daardie waarde groter maak, sal jy sien dat hierdie lyn styg. Hoe hoër daardie waarde raak, hoe hoër styg hierdie lyn. Hier het ons nou 'n waarde waar elke y-waarde 4 keer die x-waarde is. Daardie waarde kan natuurlik ook kleiner as die oorspronklike 1 gemaak word. Soos die m-waarde kleiner as 1 raak, raak daardie grafiek al laer en beweeg hy nader aan die x-as. Wanneer daardie m-waarde 0 word, het ons die lyn y gelyk aan 0 keer x, wat ook ons x-as vorm. En natuurlik kan daardie waarde ook negatief raak. Soos hy negatief raak, sal die lyn begin daal. En hoe groter negatief hy raak, hoe steiler is daardie dalende lyn. So 'n positiewe m-waarde dui vir ons 'n stygende lyn aan en 'n negatiewe m-waarde 'n dalende lyn. Kom ons kyk dan nou wat die c-waarde vir ons aandui. Op die oomblik het ons vergelyking 'n c-waarde van plus 0. As ek daardie waarde groter maak, plus 1, plus 2, plus 3, sal jy sien dat hierdie hele grafiek opskuif. Hier het ons nou plus 3 en elke koördinaat op die lyn het 1, 2, 3 eenhede opgeskuif. Hoe groter daardie waarde, hoe hoër skuif die grafiek. Ons kan ook daardie waarde negatief maak en sê minus 1 of minus 2 en hier kan jy weer sien dat die negatiewe waarde vir ons wys dat hy nou 2 eenhede afskuif. Daardie waarde dui ook vir ons aan waar die grafiek die y-as sny. Hier het ons minus 2 en die y-afsnit is by minus 2. Of as ons weer na 'n positiewe een gaan kyk, hier het ons nou plus 5 en ons y-afsnit, so waar hierdie lyn die y-as sny, is ook by plus 5. Ons het dus nou gesien dat die m vir ons die gradiënt of steilte van die lyn aandui. 'n m-waarde groter as 0 of positief dui daarop dat die grafiek van links na regs opbeweeg of styg. 'n m kleiner as 0 dui daarop dat die grafiek afbeweeg van links na regs en dus daal. Die c-waarde dui vir ons die y-waarde van die y-afsnit aan en ons het dus die koördinaat 0c. Dit dui ook vir ons die vertikale translasie aan, wat vir ons sê dat as dit 'n positiewe waarde is, die grafiek opgeskuif het en 'n negatiewe c-waarde het die grafiek afgeskuif. Kom ons gaan kyk hoe om 'n reguit lyn te skets. Skets elkeen van die volgende grafieke op dieselfde assestelsel. Dui alle afsnitte met die asse duidelik aan. Omdat die gegewe vergelyking in die standaard vorm van 'n reguit lyn is, weet ons dat dit 'n reguit lyn grafiek sal vorm. Alhoewel jy net 2 koördinate nodig het om so 'n reguit lyn te teken en daar baie maniere is om daardie koördinate te kry, gaan ons hier volgens die instruksies moet werk. En die instruksie is dat jy die afsnitte met die asse duidelik moet aandui. Dit beteken dat jy moet aandui waar hierdie grafiek die x-as sowel as die y-as sny. Ons weet reeds dat die y-afsnit gaan wees by die punt 0,4 en ons moet nou die x-afsnit gaan bereken. Op die x-as weet ons die koördinaat is een of ander x-waarde met 'n y-waarde van 0. Daarom kan ons die vergelyking neem en substitusie doen deur die y-waarde
met 0 te vervang om sodoende die x-waarde te kry wat daarby pas. Daarvoor gaan ons 4 aan die linkerkant aftrek en dan albei kante deel deur 2 om die x-afsnit te bepaal. Ons x-afsnit is dus by -2 en 0. En nou dat jy albei koördinate het, kan jy daardie koördinate stip, so dit is die punt -2, 0 en die punt 0, 4. Nou kan jy hierdie twee koördinate verbind om jou reguit lyn te vorm en dan moet jy onthou om pylpunte aan te sit om aan te dui dat die lyn wel nog aangaan. In die tweede vergelyking het ons weer 'n reguit lyn, maar hierdie keer is die m-waarde negatief en gaan ons dus 'n dalende lyn hê. Steeds moet ons die twee afsnitte aandui. Ons y-afsnit kan ons weer aflees en gaan die koördinaat 0, 3 wees. Vir ons x-afsnit gaan ek weer die y-waarde vervang met 0 om dan die x-waarde wat daarby pas op te los. Hierdie keer gaan ek die -0,5 na die linkerkant toe skuif en om dan nou van daardie gedeel deur 2 ontslae te raak, gaan ek aan albei kante maal met 2 en dan het ons x is 6. Dus is die x-afsnit by 6 en 0. En nou kan ek weer daardie twee punte gaan stip. Ek het my y-afsnit van 0, 3 en my x-afsnit van 6, 0. Wanneer jy meer as een grafiek op dieselfde assestelsel teken, is dit belangrik om ook die vergelykings by te skryf. Skets die volgende grafiek en dui die afsnitte met die asse duidelik aan. Hierdie keer word ons 'n vergelyking gegee wat nie in die standaardvorm is nie. Jy is welkom om hom eers in die standaardvorm te skryf, maar jy kan ook die y-afsnit sowel as die x-afsnit met die gegewe vorm bepaal. Dit is wel belangrik dat jy besef dat ons nie in die gegewe vorm kan aanvaar dat die y-afsnit nou -6 is nie. Dit is slegs waar in die standaardvorm. Om dan hier die y-afsnit te bepaal, weet ons reeds dat die y-afsnit se koördinaat 'n x van 0 saam met 'n spesifieke y-waarde is en daarom kan ons die vergelyking neem en die x vervang met 0 om daardie y-waarde te bepaal. Ons het dan dat 3y gelyk is aan -6 en daarom is die y-afsnit se y-waarde -2. Vir die x-afsnit gaan ons weer die y-waarde vervang met 0 en ook hier die x-waarde oplos. -2x is dus gelyk aan -6 en as ek albei kante deel deur -2, het ek 'n x-afsnit van 3 en 0. Wanneer jy soos in hierdie geval nie 'n akkurate assestelsel ontvang nie, is dit belangrik dat jy die koördinate van die twee afsnitte aandui. Ons y-afsnit is by 0, -2 en ons x-afsnit is by 3, 0. En nou kan ek my reguitlyn gaan skets. As jy wel gekies het om hierdie vergelyking in sy standaardvorm oor te skryf, sou jy heel eerste die -2x aan die regterkant moes bytel en dan regdeur deel deur 3. Jy sou dus 'n m-waarde van 2 op 3x hê en as ons die -6 deel deur 3, kry ons y-afsnit van -2.